opstandingskrag is nie op pad na jou toe nie. Dit is al reeds binne in jou. Ek wil vandag met jou geestelik gesels. Nie net met jou kop nie, want Efesiërs 1 sê, jy's nie op soek na krag nie, jy het dit al reeds. Paulus bid nie vir meer seëninge nie. Hy bid dat jy sal sien wat jy reeds besit in Christus. En dis natuurlik wysheid, openbaring, opstandingskrag, wat beteken dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, binne in jou is. Ons is saam in hemelse plekke. Efesiërs 1 bevestig dit en sê, jy's gesetel in die hemele saam met Christus. Jy's nie onder nie, jy's bo. Dis tyd dat jy ophou leef asof jy wag vir iets. God is reeds in jou. Jy's dus gesien, verlig en bemagtig, want Jesus Christus leef in jou. So hier is my uitdaging aan jou vandag. Moenie van die aarde af probeer hemel toe leef nie. Leef vanuit die hemel na die aarde toe. Onthou, jy het opstandingskrag in jou. Laat dit los. En soos Christine Kane sê, wanneer jy weet wie jy is, hou jy op om te vra vir wat alreeds joune is. Onthou, jy's nie net gered nie, jy is bemagtig. So my broer en suster, vriend, ontwaak, leef en regeer, want die koning van die konings, Jesus Christus, leef alreeds binne in jou.